Gemeenskap nuus, gesels net nuus, episode 14. Maggie, wie wat hierdie hele week nampo. Ja, erg. Ons het alles is nampo. Vandag is gelukkig die laaste dag van nampo. Dan kan it's back to normal. Dan kan ons want jene Ons was besig die week, ek en jy het gemis. Ons wou nog regtig 'n Ons draaitjie wou nog gemaak gedraai daar gemaak het, maar tyd het ongelukkig my gevang en jou het. gevang. En ons gewerk. En mense is haastig en ons het letterlik net 10 minute vandag om hierdie hele ding klaar te maak want die mense wil nampo toe gaan. Dit is nou die kuiermense wat vandag hulle wil in die rye gaan staan. Dis maar, het gaan klaar oor die traffiek. Ek sal vir julle sê, soos wat ek ry en ek luister nuus, dan hoor ek, wees net asseblief geduldig. Dit. So ek kan nogal, en daar's 'n paar verskillende roetes, dis eintlik snaaks, nee, maar as mens hoor hoeveel, so 'n bietjie vir mense was daar, dan kan mens verstaan hoekom dit so gelyk het. Nee, ons gaan dit later noem. Okay. Oor al hierdie syfers en goeters en ons nou nie weghardloop met ons nuus. Okay. Kom ons begin by die begin. Alright. Ek hoor ons Meyer Tsolela het homself moeg gewerk. Goed. Ons moet spot. Mag Maar nie dis offisieel aangekondig op die 14de Mei dat Meyer Tsolela has taken leave. So hy gaan nou af wees van die 13de Mei tot die 31ste Mei. Dis nou Dis daarom so lankie. dit is net mooi tot na die verkiesing. Ja. Ek het ook 'n Interessant. mond vol oor die verkiesing. Maar wie Ek het gaan nou alles weer vooruit hardloop. Wie het vandag. nou die krag om in te staan vir met sy werk? Ons MMC for Electrical and Mechanical Engineering. Councillor Fikile Matlope. Skus, ek het hom gisterand Frikkie genoem. Gee my krag. Gee my krag. Okay. So ja, weet jy wat, jy moet seker krag hê om te krag doen. aan te hou. Ja, want hoekom? Dit word hier gesê, the decision for leave comes after the executive mayor Tsolela has consulted his medical doctor of not feeling well. The doctor then diagnosed him with fatigue. So hy's moeg gewerk. Hy het seker, het hy paddels iewers reg gemaak? Nee, Waarvan ek ons weet nie glad weet nie. nie. Julle moet maar vir ons Ek weet sê. glad nie. Ek is net bly ons het onsself nie so moeg te werk nie. Ja, dis verskriklik. En dan, julle moet versigtig wees. Daar's nou weer 'n aankondiging gewees van 'n fraudulent scam alert. Blykbaar is daar mense wat probeer mense in die gemeenskap scam Ja. oor hulle munisipale rekeninge. Hulle kom op by jou hek, Ja. né? En die persoon is blykbaar geïdentifiseer. Ja. Nou ek gaan die details opsit op die skerm en dan Dat kan hulle julle maar nou gaan kyk na die lees. naam, Ja. daar staan 'n telefoonnommer. Ja, die persoon is geïdentifiseer as Feroz Khan, of hy noem homself Feroz Khan, en dan is daar 'n selfoonnommer. En dan probeer hy mense kry om vir hom e-wallets en cash sends te stuur as betalings, anders te sny hulle jou krag Ja. of diens. Hy sê krag vir jou aanhou. So kontak die munisipaliteit voor jy enigiets betaal. Ja, maar maak seker want ek weet daar's EasyPay en al daai goed EFT. So jy weet mos daar by die tyd hoe betaal jy jou krag. En as jy dit nie vertrou nie, gaan munisipaliteit. Dis nie Vra- lekker plek om te gaan kuier nie, maar gaan soontoe. Gaan doen die regte ding want sluit op 'n lang deel dat jy nie huil nie. Daar sê. Nou, die groot nuus hierdie week is hierdie NHI. Almal praat oor die Yes, ek NHI. het gesien. Weet jy wat, ek het al mense gesien wat letterlik ver oggend gevra het, moet ek nou my medies kanselleer? Weet my medical aid. Moet ek dit kanselleer? Die ding gaan nie onmiddellik gebeur nie. Die nasionale wat noem hulle NGV, nasionale gesondheidsversekering, Versekering, okay. gaan nie oornag gebeur nie. Dit gaan nog jare neem, 10, 15 jaar en soos ons die regering die party ken, kan dit 30 jaar. Ja, so dink ons dieselfde getal hier. So, maar ek sien die DA en die Vryheidsfront en 'n paar ander mense het nou al klaar gesê, Loopinies. ons gaan julle aanvat in die hof.
My probleem is net wanneer hulle die regering aanvat in die hof. En mense soos kom ons sê nou was Cyril Ramaphosa dagvaar. Ja. Wie betaal daai kostes? Ons betaal daarvoor. So. Dis 'n hele geldmors storie. Ja. Maar ek kan verstaan hoekom hulle die saakie wil beklei aanvat. teen die hele ding, want soos die DA gesê het, it will collapse both the public and private healthcare system. Ek gaan nou verduidelik hoekom. Massive tax increases. Hulle het 1 triljoen rand regtig nodig om hierdie hele ding te befonds. Het jy enige idee hoeveel? Dis nie 100 biljoen nie. Dit is nie 500 nie, dit's dubbel dit. 1 triljoen rand wat hulle nodig het om hierdie hele ding te befonds. Waar gaan daai geld vandaan kom? Kan lekker CIC. And then doctors and nurses will be pushed out. Nou, dis die sad part. Dis die sad part. Want hierdie hele storie gaan nou veroorsaak dat die regering besluit hoeveel hulle dokters en verpleegsters gaan betaal vir 'n diens. En hoe lank wil jy werk vir amper niks en nothing, jy het jare geswat vir dit. Exactly. Nou die ander groot probleem is ook soos deur Discovery Health se nuwe CEO. Kyk, die vorige CEO was Ryan Noach. En hulle het 'n nuwe CEO. Oomlikie. Hulle nuwe CEO is Adrian Gore. Okay. Ek dink hy het in Januarie oorgeneem en hy het gesê dat die grootste issue wat Discovery en die ander mediese fondse het, is wat hulle noem Section 33. Section 33 sê basies, Section 33 states that once the NHI is fully implemented, medical schemes will be able to cover only those services that are not covered by NHI. Met ander woorde, kom ons vat jy het nierstene. Dan kan jy nie na 'n privaat hospitaal toe gaan en laat jou mediese fonds daarvoor betaal as die NHI dit dek nie. Jy word weer vriendelik verplig eintlik. Jy word verplig om dit deur die staat te laat betaal. Jy mag nie ekstra betaling daarvoor kry en dit privaat laat doen ensovoorts nie. En dit skep 'n probleem vir mediese fondse. Ja. Want wat dek hulle dan? Ja. Kosmetiese chirurgie, en hulle is haarimplantings, weet, goue tande. Mens weet nie. Daar kan ek gaan verstaan. Verslantingsterapie. Weet, daai goeters wat mense nou kan noem opsioneel. Maar is die mediese bedryf groot genoeg om gaan ons dokters dit wil hê? Ons dokters gaan dit Hulle gaan nie wil hê nie. Nee. En wat op die ou einde dan gaan gebeur is ons dokters gaan net sê, weet wat, ek is lus hiervoor nie. Ek gaan oorsee waar daar beter geleenthede en geld is. Ek het presies nou dieselfde as jy gedink hierso. En dis wat hartseer is, ons mense hier word eintlik gedwing die hele tyd. Ja. En die grootste probleem bly, waar gaan die geld vandaan kom? En hulle sê general taxes, contributions of people's earnings set above a certain amount. So as jy bo 'n sekere salaris verdien, gaan jy betaal. Ja. Extra bedrag. En dan monthly contributions made by employees to the fund. En dis nou die sleg. Hulle gaan nou net sien wat jy as 'n salaris kry, maar hulle weet nie waartoe daai salaris oral gaan nie. Want alles gaan op behalwe ons salarisse en daar wil nou weer aan die tax ook raak. So hulle besef nie wat is ons lewensomstandighede wat ons met daai geld moet doen nie. Hulle sien net daai nulletjies en dink hulle, weet jy wat meeste mense wat ek nou maar van weet, se lewensbudget is op 'n baie spesifieke lyntjie. Ja. Daar is nie spaargeld nie. Daar is nie. Jy kan nie meer spaar vandag. So, ja, baie min mense spaar. In die oomblik wat jy spaar gebeur daar altyd in elk geval iets met jou uit 'n kaartjie so. Daai spaargeld kom tot op 'n punt en dan skielik poep. Of jy kry iets wat jy moet gebruik. Ja. So dit raak al hoe moeiliker ons lewe ongelukkig in 'n baie tyd. En tot dinge die ekonomie versterk, ja. Nou kan ons begin sels oor wie wat voor ons selfs van Nampel. Kan ons gou terugkom na die lekkerste ding waarna ek dink baie mense uitsien. Wat is dit? Hennies. Ek het die reels. Wag. Voor ons kom by die reels. Julle weet daar's 'n kompetisie op Flamewood Walk se page. Se Facebook page en ek gaan dit hierso opsit. Is daar 'n kompetisie waar jy 'n lekker R1000 voucher kan wen as jy die datum kan regraai waarop
Hennies gaan oopmaak, ja. Die openingsdag. Dis hy. En dan natuurlik, julle moet solank die reëls leer. Ja, dis awesome. Ek Dis die- freaking love it. Awesomeste reëls, maar Daai eerste die eerste reël is die beste reël van alles. Don't be, maar ek kan dit nie hier sê Sê nie. nie? Ek sal dit maar 'n box. Don't be a box. Don't be a box. Ja. Gelukkig is ons in Klerksdorp en hier is die baie sulke mense. Nee, ons is net klop bokslagters. Ek weet nie van julle of wat dink julle nie, maar hier is die baie sulke mense. Ons is bokslagters. Ons is bokslagters. Ons is nie bokse Ons nie. is nie bokse. En dis bewys ons is bokse. So- Maar ek love it. Ek love is een dit. van die mense wat ek kan nie wag vir Hennies nie, hoor. Ja, nee, Hennie- Jy verstaan nie, ek sien so uit. Ek dink Hennies het nie 'n idee Wat waarvoor maak hulle hom self inlaat nie. Alhoewel Jonathan kom van hier af, so ek dink hy weet, hierdie klomp tappets gaan my plek lekker geld wat? maak. Ek het net so 'n halwe idee dat daar baie mense van Potch af hier nou toe Hier dat gaan gaan kom. kom. Net om te Ja, sien. want kom ons wees nou eerlik met mekaar. Ek het een keer by Potch gaan eet en ek gesê nie gaan geweet nie. Nie oor Hennies nie, maar oor waar die plek geleë, die perseel wat hulle gebruik het. Dis vir my baie onpersoonlik. Daar weird. by die mall, jy weet. Dis amper asof hulle hom weggesteek het by die toilette. Ja, dit is nie vir my nice nie. Ek moet eerlik sê, ek dink Potch, Jenny en Potch, julle kon julle Hennies op 'n ander plek gesit. Jonathan kon Ek ons kyk van. dink mense het dit nou al soort van gewoond geraak. Maar You think? kan jy imagine as Hennies by die Snowflake? Hy's 'n geboue, Yes, het, hoor. Maar Ons gaan nou oor daai Opinie. ook praat. kom ons kom by Nampo, want dit is nou vandag is die laaste dag van Nampo en ek dink hierdie is een van die suksesvolste Nampos in 'n lang tyd. Hulle sê die mense deur die hekke is iets ongelooflik. Hulle sê dit was die grootste naam. Blykbaar is daar 'n rekord gebreek Ja. Woensdag dat hulle ongeveer, dis onbevestig, maar 25.505 mense deur die hekke. En dan die vliegtye, 91 vaste vlerkvliegtye en 21 helikopters. Jep. Hoewel iemand beweer dat gister was daar meer as 100 vliegtye. Rarig. So ek weet nie, is onbevestig, maar hulle sê dat die vliegtye op 'n kol so vinnig ingekom het dat hulle in binne 'n minuut 2 of 3 vliegtye land. En op 'n kol was daar vliegtye wat geland het 20 sekondes Blikkie, man. binne mekaar. Ja. So Nou, as weet- daarmee crash nie. Nee, nou ek weet die professionele vlieëniers daar buite gaan sê, maar wat van wake turbulence en sulke goeters? Moenie worry nie. Daar is professionele mense daar wat daai goeters uitwerk en Ja, hulle gaan nou nie iets doen wat hulle weet kan 'n ramp veroorsaak nie. dis baie professionele mense daar. Hulle control towers is regtig baie netjies. Ja, nee, kyk, ek sê vir agter jou sê mekaar. Facebook was vol dan Maar- boer. Facebook was regtig. Weet jy wat, ek mis iets. Wat mis jy? Nog 'n Nampo dingetjie. Ek wou sê wat nou van Ek het vergeet. Terwyl ons op die onderwerp van Nampo is, Senwes het by Nampo hulle 115de bestaansjaar Sy gevier. verjaarsdag Sy gehad. verjaarsdag gedoen. Baie en ons wil net sê baie Ja, geluk nee. aan Senwes. Dit is nou van 1909 af. dit wil gedoen wees, Rian, want as jy kyk, ons boere begin swaar kry, regtig. Ek gaan nie eens nou weer daarin gaan, ek oor 10 jaar praat. Maar om te bestaan in die omstandighede waardeur hierdie mense heeltyd moes gaan, flippin' well done. Wel dan Senwes, baie geluk met julle 115de bestaansjaar en julle. Ons hy hengse koek. Dis 'n hengse koek. Ja, so Weet? dit was lekker. Ek weet En, nie wie het hom gebak nie, want goeie aarde. Goeie aarde. Dit is 'n goeie ek sal vir julle 'n prentjie opsit. Ja. Maar baie geluk julle daar. Ek het nog enetjie hierso, maar ek gaan hom hou vir 'n bietjie later. Hoor jy sommer jy's min. So ek is vinnig deur die nuus. Ons van rondhardloop. Ja, ek het die eerste 15 minute gebruik, jy die res van Ek gaan eers begin by Bibbins. Ek het jou gesê dit is nou mos laasweek het ons begin gesels daaroor ietsie wat my nou na in die hart lê. En toe dink ek kom ek maak wat Rian maak en ek gaan research en ek lees op en ek soek die inligting en dit was toe nou pretty cool. Ek was baie bly ek het dit gedoen. Bibbins word 'n sendingskool. Okay. Die Unite, ek dink ek sê dit reg, Unite 180. Hulle vat oor daarso. Hulle het klaar die boonste verdieping van Absa het hulle al begin operate. Jesus, ek praat baie Engels so gemeng vandag, ekskuus. So hulle daar begin, hè, die eienaar oom Albert Botma.
nee, ek hoop ek spel sy van reg, maar oom Albert Botma, hy is juis ook die eienaar van Snowflake en 'n paar ander besighede goed. So hy sê, ek gaan sy woorde aanhaal. Ja. Hy sê ja, ek is ook hartseer. Dit is werklik die einde van 'n era. Nou wat vir hom hartseer is hy sê baie couples het daar mekaar ontmoet wat vandag nog getroud is. Mense van oorsee het hom gekontak en gesê, "Maar kom maak jy toe om Albert." Ja. Die rede is die mense om Albert sê dit is vir hom baie belangrik dat sy mense veilig is. En die bult is besig om 'n kriminele stuk grond te word. Op oom Albert se aandring het hulle daai was mos stomp Absa banke daaronder. Ja. So as jy nou lekker kuier en jy het nie geldjie en daai te kon jy mos net swipe nie, het jy daar gaan trek. Ja. Sover ek verstaan op sy aandring het hy gevra moet verwyder word. Ek onthou dis toegemaak ja, alles, ja. Juis oor die kriminele wat die kinders inwag en so aan. So dit is 'n studente valley wat besig is om die studente te verniel. Want hulle kom uit en hulle word oornag oorval en kry seer en messteke en selfs die kinders begin onder mekaar lelik beklei. Die oom sê, sodat ek uit die artikel uit kan verstaan, dit jy weet ons tyd verander. Hy wil die environment wegvat van die kriminele af. Daar amper. Nou laat hy Unite, ek dink is Unite, Ja, 180, laat hy nou toe. Nou hulle is nou net so oulik. Want hulle het gesê, hulle stop dit hier ook. Hulle gaan nie net bo het hulle sendingskool nie. Hulle mos nou obviously onder gaan hulle ook nou in Bourbon begin. Maar hulle gaan daai hele gedeelte gaan hulle aandag gaan gee. Hulle gaan die riool wat probleme is. Hulle gaan skoonmaak. Hulle gaan kyk net 'n paartjie. Ja. So hulle wil daai area weer mooi maak. Hernuwe. En sê kom, jy's veilig. Al kom jy nie vir Joel nie, kom Joel saam God. Dis amper wat ek wil sê. Ja. So hulle het 'n paar planne en mense kan die artikel gaan lees. Ek dink dit is flippend oulik geweest. Ek het dit geloof. Kan jy imagine as ons daai tipe inisiatief kan kry by mense in die middestad in Klerksdorp? Nee. Om dit ook skoon te maak. Ja, dit sal awesome wees ook, hoor. Ons middestad is ook besig om Rarig. vinnig agteruit te gaan en ons het regtig nuwe lewe nodig en ons het op 'n manier ontslaa raak van hierdie kriminele element in Klerksdorp. Kyk, jy gaan nou geduldig met my vandag moet wees want ek het nou besluit ek maak nou Notas. want ek vergeet dat ek met julle wil praat, so ek begin opgewonde raak. My probleem is hierdie robots. Die ene wat af is. Rian, CTM sinne, daar op die groot Op die pad. N12. Ja. Hy is wat meer as 'n jaar af. Ja, hy seker minstens 'n jaar wat hy al af is. Ek was gister amper in 'n ongeluk daar van 'n ou wat nie weet hoe moet jy toe. Dis my verstommend dat daar nie meer ongelukke, ernstige ongelukke daar is nie, want dit is ek vrees dit om daar verby te gaan. En nie net hy nie. Die een daarbo by Plataan wat eintlik hy werk nou weer. Ja. Weet of hy nog Hy steeds werk nou weer, ja. Maar dis my groot vrese. En dan in die dorp. Maar nie net daar nie. Uit op die dampad. Daai een, ek het vanoggend op pad hier na jou toe. Was daar weer 'n lekker groot ongeluk. Ag, weet jy, wat ek nie verstaan is die robot werk. Maar daai, ek weet nie wat kan ons doen daar. Daar's verskriklik elke week. Dit het iets te doen met die mense wat inkom van Ventersdorp se kant af nie. Moet hulle ek voel hulle moet van daai grr goetertjies op die pad gaan sit. En die mense wat af moet draai, daai een baan is nou, ek weet nie, ek het hom gaan toets. Daar moet vir die hele kruising moet herontwerp word om hom breër te maak, om hom veiliger te maak. Ja. En ek voel hy moet selfs 'n middelman kry. Dit kan ook werk. Sodat hy die pad ordentlik kan split. So hy moet vir 300 meter voor dit moet hy al split in 2 ordentlike paaie in met 'n middelman. Want ek dink dit is 'n agtergekom by paaie waar daar so tipe van 'n middelman is die mense wat aan daai middelman beweeg, gaan hy gewoon baie veiliger te bestuur. Jy weet mos wat gaan met jou gebeur, dan gaan ek nou gaan ek 'n WhatsApp in. Jy weet mos wat gaan met jou gebeur as jy oor daai middelman gaan. So ek dink dit is nogal belangrik. En die ding is, as jy daai middelman het en jy het daai afdraaibaan, kan jy nie vroeër in daai afdraaibaan in beweeg nie. En van die oorkant af kan jy nie in daai afdraai, want hy gaan vir jou niks help nie. So dis verkeerbeheer. Dis my opinie.
En as ek en jy verkeersafdeling, as daar iemand is wat 'n bietjie 'n hand daar het en 'n oor wat fluister, dis dit ons voel die ding kan veiliger maak. Hoekom kan dit nie gedoen word nie? Ek het jou getag in daai post van die haarkapper. Die haarkapper. Dis verskriklik helder oordag. Daai video, ek het die video gekyk en ek soos die mense sit dan hulle soos ek het gehoor die mense wat dit welkom doen het, is nie iemand wat gereeld daar inkom nie en hulle het vir hulle sê moenie 'n scene maak. Julle beter net stil so want ek kon nie verstaan toe ek die video kyk. Dit lyk so rustig en kalm. Maar hulle was blykbaar gewaarsku as jy enige iets doen. Ek het vriende wat letterlik daar binne gesit het. Regtig? Hulle sê, weet jy wat, dis 'n kwessie van en snaaks nog die vriend van my was vroeër by sy eie besigheid beroof. Ag nee. So die ding is, jy besef op onmiddellik hier is my lewe in gedrang en jy speel net saam. Weet jy wat, jy is nie 'n beursie werd nie. Jy is nie miljoen rand werd nie. Jy gee net en weet jy wat, ons sal dit later uitsort. Maar dit raak my hartseer dat hulle nie meer bang is om ongelukkig helder oordag te doen nie. Ja, daar is nie meer 'n vrees by die kriminele element nie. By ons. Daar's 'n vrees by ons, maar die kriminele het nie meer 'n vrees nie. Want daar is nie ek voel daar's nie visuele polisieering in die dorp nie. Ons normale dagpatrollies wat net heen en weer ry en dop. As soos oor see kan wees wat hierdie ouetjies om op hulle perde galop, jy weet. Doen iets wat daai kriminele kan sien. Ek kan nie 'n kans hier waag nie. Ek gaan proaktiewe polisieering. En daar was kindertjies in die plek. Dit het my flippend gevang. Dit maak mense bang. Ja. Ietsie ouliks, onthou gaan op my lysie af hierdie week. Ietsie ouliks, CPI Security het vir Moedersdag het hulle 'n post op Facebook gesit toe sê hulle as jy vir jou mamma by die graf wil gaan kuier of net 'n bietjie draai daar wil gemaak. Ons sit by die hek, ons wag, julle is veilig gaan. Dit was so nice. Ek het soos gesluk in my trane eintlik. Wie jy 'n pluimpie vir julle span en is dit Carlo Klute? Carlo. En ek moet vir jou sê, uitstekend, well done. Baie dankie. Ek dink julle besef regtig hoeveel die gemeenskap dit waardeer nie, maar baie dankie. Hoeveel het raak gesien het en gegaan het, sal ek nie weet nie. Al het jy daar net vir een mens vir die dag gesit. It was worth it. En ek moet regtig CPI, jy begin nou al meer in die dorp praat. Daar is nou weer daai ding wat ek van praat van visuele polisieering. Want nou enige kriminele element wat iets wou gedoen het, ry verby. Sou nie. Ja, want hulle sien nou daar is sekuriteit wat daar staan. Presies. En dit is die hele idee daar agter. Baie dankie CPI ons van ons kant af, maar ek voel ons sê namens die gemeenskap ook dankie. En ek moet sê julle karretjies begin, mense sien julle raak, mense sien julle doen iets vir die gemeenskap. Ek wil ook net dankie sê. Ja. Dan het ons my man het my gesê ek moet 'n bietjie stil staan die week. Want daar was 2 aardbewings. As ek nie gaan so beweeg nie, dan harde nie skud nie. Ek het 'n voorstel. Weet mense hoor hierdie aardbewing sal aankom. Ja, hy kom nie. Dan sit wag jy en as jy hom voel hy begin skud, ons almal arms in die lug. Wee! Dit is simpel vandag. Imagine as ons dit kan begin. Ja. Imagine nou, maar dink nou wat ek dink. Dat ons dit 'n ding maak. Ja. Dat besoekers van ander plekke af kom en as hier 'n aardbewing is en almal in die mall en almal sê, "Wee!" Imagine hoeveel hoor die daai mense kan sal mal gaan. Hulle sê, "Brie ders op toe gaan." Daai mense is mal. Alles mal. O nee. 'n hartseer dingetjie wat ek raak gelees het, ek het hom so rukkie terug gesien, toe dink ek wil nie baie aandag aan dit gee nie, maar die week kon ek dit nou nie vermy nie. Ek gaan die naam noem want ek meen dit is nou al in die meneer Philip von F. Boardman. Ja. Is toe nou gearresteer en hy het eintlik 8 jaar. Wow. Jy praat nou van die man wat destyds gearresteer is oor die honde wat hy gemolesteer het. Sy eie honde wat hy gemolesteer. Wat sleg is ek dink hy molesteer, ek dink hy het hulle fisies verkrag. Weet jy wat is my baie sleg? Hy het 8 jaar gekry waarvan 5 jaar 3 jaar gesuspended is. So hy gaan 5 jaar uitdien, okay? Maar hy het 'n video gaan maak waar hy besig is met die geval. What? En wat sy
Is daar mense wat sulke goed kyk? Verstaan jy nou wat my probleem hier is? Suzette het daar, ek het die artikel van Suzette gaan lees en toe sien ek haar hartseer daarin. En toe sê sy, ek wil amper sê ek's bly die video gemaak het, klink bloody weird wat ek nou gaan sê, maar hoekom ek dit sê is, vir jare, lees ek nou in die artikel, vir jare, sukkel hulle om mense wat honde, of enige dier is a matter of fact, seksueel pla, vas te trek en hulle kan dit nie doen nie. En die feit dat hy 'n video gemaak het en word nou versprei en sy vriende kom dit by Suzette uit en daar kon iemand vastrek. So, ek dink nou glo die wat mense hulle noem gebeur. undeniable evidence. Ja. En nou kan mense actually glo, maar dit gebeur regtig. Dit gebeur regtig. So ek hoop meer word vasgetrek. Ek kan nie dink wie. Vergewe my woorde, maar ek weet nie wie so siek nie. Oei. As by kinders en diere kom, ek meen dis upsetting, so next. Ja, Maggie gaan nou mos haar bek rek oor baie goed. Ja, nee. Mosterdsout, my moederkele. Ja. Jy was lekker bleg, maar my moederkele, hulle gaan of hulle is besig weer met hulle kombers projek. Ek weet my ma het al die heelwat gekry, maar daar is frik baie mense wat koud kry buite. Ons het gelukkig nog nie regtig 'n baie koue winter nie. Nog nie, nee. Maar as jy op straat bly, ja. Kyk, dit is koud. Ons kan voel wanneer daai son agter daai randjie verdwyn, dan is dit onmiddellik 5 grade koeler. Voel dit. En as jy 'n gesinnetjie van 5 is en ek moet eerlik wees, sê mosterdsout sorg regtig vir baie mense. Ek weet daar's baie ander NPO's ook wat hulle kan bring. Ek sonder my ma maar obviously uit omdat ek nou maar 'n bietjie help daar. Maar ons mense kry swaar, dit raak regtig al hoe erger. So sy soek nie nuwe komberse nie, al is dit 'n gebruikte kombers, maar daarom dat jy trots is op hom. Ek meen dit beteken nie as iemand nie het nie, dan moet jy nou net daar gaan damp met iets bad nie. Geef hulle iets waarop hulle ook trots kan wees. Dis hoe ek voel. Sondag Mei 26 om 3:00 die middag by Hoërskool Westfalia se sportgronde. Gaan die Christian community bietjie bymekaar kom en saam bid en dit volg nou op dit wat ek nou oor wil gesels. Daai sal ek nou sê. Jy kan vir ons hierdie prentjie deel as jy dalk wil, want dit gaan nou nog of my daar gepas gaan. Stuur hom vir my. Die verkiesing. Ja. Hy's nou op die draai. Ek dink 9 dae. Ons het nog dit is regtig om die draai. En mense, dit is nie 'n vakansiedag nie. Ja. Dis 'n baie spesiale dag. Dis stemdag. Jy het een stem, jy het een kans elke 4 jaar. Hier is 'n baie belangrike. Dis 'n baie belangrike ene. Ja. En jy kan dit net een keer doen elke 4 jaar. Gebruik daai geleentheid om 'n verskil te maak. Moenie net stil sit by die huis en glo ander mense gaan die probleme van jou oplos. Namens ons dit gaan nie gebeur nie, Rian. Elke stem tel. En enigiemand wat vir jou anders sê en vir jou sê ja, maar dit help nie om te stem nie, praat absolute nonsens. Elke stem tel. En daar's bewys daarvoor. So alles die hele dag daar, alles van vroeg daar tot laat in die aand, dit was nog altyd so. So as jy nie lus het om vroeg op te staan nie, jy is nie lus vir lang queue nie, just bear with it. Dit is een dag. Dis een dag wat jy bietjie geduld moet gebruik sodat ons 'n verskil in Suid-Afrika kan begin hê. Ek was nog nooit so groot op stem gewees nie, maar hierdie jaar voel dit vir my ons moet begin 'n verskil maak. Weet Maggie, ek dink die grootste probleem wat ons in Suid-Afrika het wanneer dit kom by stem, is dat baie mense nie verstaan hoe die stemproses werk nie en wat daai stem regtig werd is nie. Ons het soveel mense wat sê ja, maar die minderhede of die ander mense het glad nie 'n kans nie, want daar's soveel versus soveel. Maar hulle verstaan nie hoe oppositie werk nie. As jy jou stem by opposisie stem gaan sit, maak jy daai mense se stem wat vir jou omgee en vir jou gaan kan praat groter. Jy maak hulle seggenskap groter. En ongelukkig wat in die vorige verkiesing gebeur het, en wie hulle dit net gemis, raak die regerende party en sy koalisiepartners se stemme raak so groot dat die opposisie nie sterk genoeg is om enigiets
teen enige van hulle besluite te sê nie. Ons noem dit die 2/3 meerderheid. Ja. En daai verskilletjie was baie klein. Dit was klein. En Dus kom ons 'n verskil hierdie jaar kan maak. ons kan, dit is absoluut moontlik om daai 2/3 meerderheid te breek. Want wat gebeur as daai 2/3 meerderheid breek? Kom ons vat 'n voorbeeld van die NHI. Dan sou die oppositie kom gesê het, nee. Nee, ja, exactly. Ongelukkig, die oppositie sê op die oomblik nee, maar omdat daar 2/3 meerderheid reeds bestaan aan hulle kant, kan hulle sê ja. En dan gaan hy deur. Ons stem moet hulle stem wees. Dit wat ons gaan stem, maak dit maklik vir die politieke party om te sê, luister, die mense het gepraat. Ja. Nie ons nie, die mense het gepraat. Dit maak nie saak vir wie jy stem nie. Ja. Stem net. En, want ons weet wat se verskil wil Ja. maak. En nie net leë beloftes nie. Kyk, maak oop jou oë, En hoor af daai ek wil skille. gaan kyk na wat mense regtig al reg gekry het, wat hulle gedoen het. En ek wil nog 'n dingetjie net opbring dat daar soveel mense wat sê ja, maar nie een van die partye kyk na my nie. Ek stem nie saam met een van hulle nie. Dan sê ek van, weet wat, kies dan die een wat die naaste is. Ja. Ek gaan nou nie, iets is beter ek gaan nou nie as iemand niks. voorstel nie, maar weet jy wat, ek stem nie saam met een van die partye nie. Nie volledig, 100% nie. Daar is 'n probleem in elkeen van die Ja, partye. ja. But you know what? Kies die een wat die meeste effek gaan hê. Vir jou. Vir jou. Of wat jy glo die naaste is, al is hy net 70% van wat jy wil hê. Dis wat ek bedoel met ietsie is beter as niks Want nie. weet jy wat? Dis beter as wat aan die ander kant is. En interessant, jy sien aan die ander kant, toe ek op pad is ook hier na jou toe hoor ek jy OFM sê, dat die mense wat oor see is tans, dis wat vir my baie interessant gewees het, mag ook stem. Hulle gaan vir hulle oopmaak. Ja. Ek dink ek het Dis gesê vandag. 11 land, is dit vandag? Oh great, ek het nou nie so geluister. Sê ek luister op die alfaan. Al wat ek gehoor het is, die mense van Suid-Afrika wat oor see is, mag ook stem. Nou hierna as hulle daai moeite doen. En hulle is nie eens in Suid-Afrika nie. Verskoon my taal. Moenie 'n slapgat wees nie. Ja. Jy wil hê jy moet 'n verskil wees. Net jy kan die verskil laat gebeur. Moenie kla as jy nie bereid is om jou stem te gebruik Ja. om 'n verskil te Daar's maak. hy. Dis wat ek eintlik wil sê. Ek het gesien een van ons dametjies, sy's nogal 'n gereelde kykertjie hier op ons channel. Sy het gepraat van nou, ek wou nog gaan kyk uiteindelik en ek kon nooit op die week daarby uitkom nie van Neserhof se paai wat so sleg is. Maar dit is 'n pad wat hulle met ruimte gaan stem. Hallo. Moenie laat potholes jou weghou Daar nie. is jou asseblief. motivering. Ja, Al moet so. jy jou kar in die pothol parkeer en verder stap, Maak hy crazy. dan maak daai crazy. Amazon is in Suid-Afrika. En ek Nee, hulle is nie. Ek sien jy's 'n tipe Weet van 'n wat, artikeltjie daar. dit- Hoe voel jy oor dit? Dit is ek het 'n videoetjie gemaak daaroor want ek het 'n bietjie gaan kyk daarna. Hulle het 'n baie underwhelming is die mooi Engelse woord. Ek probeer nou Afrikaanse woord soek vir Dis baie underwhelming. Engels vandag hierso. Dis unimpressive. Want hulle het begin en net 13 van die beloofde 20 kategorieë was beskikbaar. Okay. En baie van die produkte, hulle lys produkte, maar dan sê die produk temporarily out of stock. Wow. So hoe het julle ding verkoop en julle nog eers oopgemaak nie. Maar ja. Ek moet seker net van oor chef kom hier. So ja, daar is baie goeders daar wat goedkoper is as Takealot. Wat Okay. ons nou weet, maar hulle het nog nie al hulle logistiek uitgesorteer en whatever nie. My punt is net, ek verstaan dat Amazon Suid-Afrika toe wil kom om te kompeteer. Dis goed om kompetisie te hê. Ja. En Takealot het nooit kompetisie gehad nie. En ek dink hierdie gaan die eerste hulle 'n bietjie op hulle tone hou. Hoewel ek persoonlik, ek het al baie goed op Takealot bestel. Ek is nog altyd Ja, impressed. jy's 'n groot fan. Ek's 'n groot fan van Takealot. En die ander groot ding van Takealot is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy. Dit is local. Dis nie iemand wat van buite af ingekom het en nou ons winste gaan vat en oor see gaan nie. Ons het nog nie comments nie. Ek lees net daar wat sê, wie's O. dit? Antoinette. oor die aardbewings. Ja. Ons het elke week lag. Maar Antoinette, wat dink jy van daai idee? Ja, Weet, dit is- volgende keer as daar 'n aardbewing is, ek daag julle almal uit en laat julle vriende ook weet van die idee.
as jy sien hier kom 'n aardbewing nie, hy begin so skit. Ek het jou kort arms in die geknip lug. daar eintlik by Amazon, ek's jammer. Hm? Ek het jou nou eintlik kort geknip by Amazon, ek's jammer. O, nee, moenie worry nie. So, om nou terug te kom. Amazon is van die buiteland af. Takealot is lokaal. Is daar 'n loyalty wat ons moet behou? Nee, wat is jou keuse? Dis elke persoon se keuse. Ek voel ek gaan Takealot nog baie lank ondersteun. Maar Hulle het ongelukkig eers in Suid-Afrika geglo. hulle het ja, en hulle het voordele op hierdie stadium van maklike aflewering en as jy bo sekere prys goeders betaal het of gekoop het, dan is dit gratis aflewering. Is baie betroubaar. Ja, dis een ding. Weet- Takealot ken ons vertrou hom, ons vir jare lank werk mense saam met hom, wat jy weet, soos ek weet daar's klagte so Temu, wat Temu? Is dit hoe dit uitspreek? Temu. Temu. O, nuwe Wish. Die nuwe Wish. Daar's mense wat baie gelukkig is met hom en daar's ander wat ongelukkig is. Ja. Daar's baie stories oor ons gaan nog bietjie ons huiswerk oor daai enetjie You doen. get cheap Chinese and you get cheap Chinese. In China, Cheap Chinese. Marius, niemand. Ons Ja. hoor trots stem. Ja. Almal Die back. die bag. Ja. Vir my is my ou teddybeer, maar ek gee julle is in die bag. Maar almal wat Marius ken wat ek nie kan dink hier's iemand in hierdie dorp wat nie vir Marius ken nie. Dit sal baie vreemd wees. Eers wil ek vir hom sê ek is flippend trots op jou want kykie, jy het nie laat jou mediese omstandighede toegelaat het. Jy gaan sit in 'n hoekie en jy chunke nie. You never did it. Daar was afdaal, daar's slegte daad, maar jy is die champ wat jy is, wil ek eintlik sê. Maar daar's nou mense, Ek wil 'n klein staaltjie vertel. Marius is een van daai mense wat daar waar hy is, ander mense moet inpraat. het jy al gesien hoe daai ouetjie huil as by kinders is? Hy het dit met my gedoen. Regtig? Ja, met my moet ingepraat al. So Marius, baie dankie en jy word waardeer en ek dink dit is ons as gemeenskap kan 'n bietjie agter hom staan en help waar ons kan. Ons dis tyd. En ek wil eintlik vir Vlam ook 'n kompliment gee. Jenne, sy Vlam, well done. Jy sy Vlam laat dit amper maklik maklik lyk, nee. Ja. Ek het met die raak moet eerlik wees. Maar hulle hou vir hom 'n golfdag. En dit gaan wees die 12de Julie. Dis nou wel volgende maand. Is lank, maar ek wil dit klaar noem vir die ouens wat wil bytjies of hulle wat ook wil volballs. hê. Ons gaan die Sorien wat Sorientjie. Ons gaan die inligting sit met haar telefoonnommer wat hulle kan kontak. Dan kan hulle hoor kan hulle dalk bytjies borg of hoe werk die dag of wat ook al. Maar kom ons ondersteun vir Marius. Hy was nog regtig altyd daar vir ons. Ek dink dit is tyd dat ons weer vir hom daar is. Hy het dit nodig. Ja. Dit is maar vir mediese doeleindes. Sy. Ek weet nie wat nog nie sit nie. As ek nou nog nie sit, gaan ek vergeet en ek wou eers sê, ekskuus, ons het weer 'n afsterwetjie gehad, maar nou het ek gesê, ek dink is Pieter motorfietsryer ook. Uit by wat is daai pad scooters dink ek. Hy het daar gewerk. Die motorbike gemeenskap wil ek ook net sê jammer en laasweek toe ek en jy dit was Saterdag gewees met Norween se begrafnis, toe was daar ook 2 bikers gelyktydig. En weet jy wat, nee? Dis nie regtig soseer hulle skuld nie, dit is ander mense se skuld. So ek wil, wat presies met Pieter gebeur het, weet ek nie, ek praat onder korreksie, maar ek wil vra jy as 'n gemeenskap, kyk uit vir hulle asseblief. Hulle begin deesdae vir my baie verantwoordelike ry as jy agter 4 wiele. So ek wil net sê start in jou gesin, jou familie wat agterbly. Ons het elke week iemand wat ons groet, maar ek voel hy moet ook. Ja, jene, dit is totsiens gesê 'n mens wil nie. Ek wens ons kon kom op die punt wat ons net nooit hoef vir iemand. Nooit hoef baie te sê vir iemand nie. Iemand groet nie. Nou kan jy by die lekker deel kom, ekskuus. Maggie moet altyd daai deel inbring. Volgende naweek gaan 'n besige naweek wees. Want dit is weer hot rods. En is weer die einde van die maand mos. Star Raceway. So as jy 'n paar rand oor het, volgende naweek Nee, is die einde van die maand volgende naweek. Wel, vir baie mense wat daai 25ste betaling kry, dis 'n pyn naweek. So jy gaan geld hê. So hou 'n paar rand eenkant vir Star Raceway vir die hot rods. Maar as jy nou nie 'n deel van daai gemeenskap is nie en jy verkies iets sonder 'n engine, soos 'n fiets, daar is 'n mountain bike race by Van Myntjies. En ek het al gedink van Myntjies is toe. Nee.
Van my, wanneer laas is jy binne van my? Baie lank Nou, terug. dink vir Ek het jouself, regtig gedink hy's toe. Dis die awesomeste mountain bike trails op aarde eintlik. En as jy nog as jy een van daai entoesiaste is, hulle het 'n 23, 'n 46 en 'n 82. Maar kom met hulle sulke aardige nommers. Wag. Ek dink dis iets in die mountain bike gemeenskap van aardige nommers. Okay. Want dit is nou 23 km, hulle trek weg om 18:15. Okay. En dan 10 minute uitmekaar het 8:25 en dan 8:35. Hulle wil dalk anders wees. Dis snaakse tye. En daar's entry fees, maar ek sien nou die entry fees wat jy bedoel. Spectator fee. Jy kan ingaan as 'n spectator. En dis ook 'n aardige nommer, R38 entry per persoon. Wat my net plaas is ek nie hy rand change het. En die R2.38 op te Jy kan bly wees, dis nie R32.17 nie. Maar ja. Of hulle is slim. Hulle weet almal gaan net R22 hê, so hulle kry op elkeen 'n R2 tip. Om daai hek te staan. Wie wat conspiracy theorist. Maar ja, dis ons lekker nuus vir die week. So ek het weet daar's hierdie naweek is daar boating opblaasbootjie dingetjie iewers. Ja, iewers. By die boating club. Ek dink dis met boating club het ek dit gesien. Ja, so daar is hierdie naweek weer goedjies ook wat gebeur. Ja. Scallywag Scally. Scallywag is by op die plot. Ja. En ek weet jy het gesê daar's mense wat navraag oor hulle bingo aan van op die plot. Ja. Dis Dinsdag. Dis Dinsdag blykbaar hulle bingo. So ons sal dit bietjie duideliker maak. Ja. Ek wil vra, hier's baie dinge wat gebeur in die dorp en dan het julle dit nie vir ons gestuur. Onthou ek en Rian ons doen nog julle huiswerk. Ons gaan soek nog wat by julle events aangaan om dit vir die publiek sodat julle voete kan kry. Maar stuur vir ons aan want dit is my baie hartseer. Daar was nou so 2-3 naweke terug 'n groot reising in Orkney se kant met pakkies en wat. Ek was so spyt toe ek eers sien dit was daar. Jy weet ek hou van goed gaan doen. En party daarin klaar, party naweek kan klaar gesê ek daar weet. Maar as ek klaar het dan is dit eintlik so baie lekker geweest. So as julle nie vir ons gaan stuur nie, ag asseblief gaan die mense nie weet nie. Help ons om julle te help. Ja man. En daar gebeur baie dinge wat ons baie dinge in Klerksdorp. Die mense wat sê daar gebeur nooit iets in Klerksdorp. Nee, hulle weet nie waarvan. Hulle was nog nie op ons page nie. Want die 1 Junie kom Robbie Wessels. Ek weet baie mense vrek oor hom. So begin jou kaartjies kry, dis by Bokkiesbar. So kry jou kaartjie, hy is die 1 Junie, daar's nog iets van die 1 Tanya Els. Ek sal daai post ook later sit. Ek dink die dames gaan ook want hulle verkoop tafels as ek dit mis het. Laat ek die post laai, hou hom dop. Kry vroegtydig julle kaartjies, gaan ondersteun hulle vir 'n baie goeie doel. Weet jy wat, om dit makliker te maak vir ander mense, vat ons wat gebeur waar en share hom. Ja, maak dit maklik. Praat van share. Ons gaan hier na-gou 'n videoetjie maak wat ons bietjie vir die mense gaan verduidelik oor like en shares, nee. Ja, nee, hierdie ding gaan te lank word. Ja. So, maar ons is al baie lank Maggie, ons gesels net al vir 45 minute. En die ouens wat werk. Ja. Sorry, nee. Dit ja. Die ek sien die mense raak weg hierso onder die viewers want hulle seker op pad Nampo toe of hulle het sein verloor. Hulle werk en ons steel hulle tyd. Ja. So, jy gaan die video weer laai nou. Ons gesels. Julle moet 'n baie lekker week hê en soos ek sê, dink voor jy drink. Ek hou so baie van dit af. So ja, die ouens wat wel vandag van Nampo af ry, wees veilig. Die wat daar was, ek hoop julle het geniet. En hou dop wat gebeur waar. Daar is dinge hierdie naweek wat gebeur en as jy nie gepay het nie of jy het nie geld oor nie, bære vir volgende naweek, die naweek daarna, daar gebeur lekker dinge dan ook. Maar wees veilig, hoe sal hulle sê? Groete van huis tot huis. Groete van huis tot huis en ons sien julle volgende Vrydag. Ek sit en wag en dit kan smile. Nou net, die krokodille, hoe maak hulle?